dankie dat ons by mekaar kan kom. Gebore, goeie gesondheid, veilig. En kom ontvang in die hand van die Gees. Wat jy aan die openbaar. Vader, ek bid dat die opbrengs van die saad wat sal uitgaan goed en baie sal wees. Ek bid dat die perfekte wil sal geskied. Ek bid, Vader, dat U verheerlik sal word, dat ek reg op die glas sal word. As dit nie so sou wees, dat ek doodgeveld sal word vir U wil. Vader, dat U wil geskied. Ja, die hoor wanneer ek bid in die naam van Yeshua. Amen. Hoor julle kinders om die woord? Wat snap opname Alles goed met julle? Jongens, met my gaan het goed. Ek raak so 'n bietjie bekommerd as ek kyk in die liggaam in wat sê ons is die liggaam van Yeshua. Doen julle? Hoekom? Hoekom? Wat ek so sê? Kom nou man, gebruik julle verbeelding. Ons sien die verkoeling van die... Yes, die verkoeling en die gemaklikheid daarvan. Ja. Die gemaklikheid daarvan. Jy weet, hoe meer ek aan kyk, hoe meer dink ek aan boodskappe wat in die verlede uitgegaan het. Vertrou jy die persoon langs jou. Of het jou man of jou vrou of jou kind of jou ma of jou pa of jou wie is. Vertrou jy hulle? Nee, hy moet nie. Hoekom doen ek wat ek doen? As ek sê ek, bedoel ek nie ek nie. Hoekom doen jy wat jy doen? Dien jy ja? Ja. Hoekom? Lief is vir ons, omdat ek lief is vir ons. Wragtig. Ja. Weet jy wat? Jou Getsemane uur kom. Weet jy wat is dit? Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. Jou Getsemane uur kom. Weet jy wat dit is om deur 'n persoon wat al vir jou 1000 keer gesê het, ek so lief vir jou. Op 'n oomblik te kom waar hy jou kyk en vir jou lag wanneer jy val. Judas kies. Het jy al daardeur gegaan? Ja. Ek dink nie so. Ek dink nie so. Kom ons kyk na Matteus 26. Ons gaan lees van vers 36 om maar voor ons daar uitkom. Hierdie is die laaste Pasga wat Yeshua saam met sy disippels deurgebring het. En hy sê vir hulle daar, dat hy gaan verraai word, hy gaan gedood word en hulle raak ontstel. En hulle begin stry onder mekaar, wie gaan hom verraai? Here, is dit ek? Ja. Meester, is dit ek? Wat gaan aan hierso? Simon Petrus, ek sal by u staan tot die dood toe. Maar kyk hoe hy sê vir hom voor die hand kry en met 3 keer verloor. En dit was so. Dit was so. Die groot bek wat Malgas se oor afkam, toe hulle hom kom arresteer. 3 keer voor die hand kry. Ek ken hom nie, ek weet nie van wie hulle praat. Inteendeel, die laaste keer raak hy so kwaad, hy vloek vir hom. Dat hy letterlik vuil taal oor teenoor haar gebruik. Kom ons kyk af van vers 26 af. Ekskuus, 36. Toe kom Yeshua, hulle kom by die plek wat Getsemane genoem word. Hou julle vingers op daai plek. Hulle kom by die plek wat Getsemane genoem word. Dis die eerste keer wat hy daar was.
Maar hierdie keer is anders as al die ander kere. Dit word geskryf en gesê dat hy baie op die berg van Olywe gaan bid. So hy was bekend met die plek. Hy was bekend met die plek. Wat gebeur daar? Wie's daar? Yes. Die kommissie saam met in die plek van Gatchman, maar Sê maar die almal ken. En hy sê die studente volg, hulle sit hier so terwyl ek gaan om te bid. Hy vat Kefa en die twee seuns van Jafdai saam in die begin bedroef en benoud word. Hy sê vir hulle, my verstand wil en emosie is diep bedroef tot die dood toe. Tot die dood toe. Hierdie bedroefdheid, hierdie vrees het veroorsaak dit. Die mens wat hy was. Bloed gesweet. Bly hier en waak saam met my. Hy het eentjie onttrek en op die gesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy gaan na die studente volgeling en vind hulle aan die slaap en hy Hier is die eerste keer wat hy dit bid. Binne 'n uur bid hy dit 3 keer. Gaan aan. Ek vind hulle slaap. Hy gaan na die studente volgeling en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Kefa, kan julle nie eens 1 uur saam met my waak nie. Waak en bid sodat julle nie die versoeking kan 1 uur. 1 uur. Ek sal by u staan tot die dood toe. As jy kom. Dan gaan hy, kry jy jou snor. Soos 'n dik gesuipte vark. Vas in die slaap. Die een wat gesê het, ek sal by u staan tot die dood toe, hulle kan my maar doodmaak. Ek sal nie my rug op u draai nie. Gaan aan. Waak en bid sodat julle nie versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie vir my kan verby sonder Jy het daar gehoor, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. My Vader, Ek gaan, wag 'n bietjie, ek sê jy sê wat nie kan wees. Wat my bekommerd maak is dat ek sien mense wat vandat ons daar is en ons doen wat ons kan om hier te wees, wanneer ons hier kan wees. Maar skielik is dit nou nie meer nodig om tabernakel toe te gaan nie. Want wat doen jy as ek vandag vrek? Hou jy op te trek na die huis van Vader toe? Hè? Hy sê vir Saul, ek sê jou vervang met een wat beter is as jy, man. Daar is niks spesiaal omtrent jou. Hulle gaan nou nie vandag daar wees nie. Ek kan nie geld leen nie, so ek bly maar by die huis. Ek kry koud. Dis 'n verdomde skande. Kom ek jou vertel een ding nie. Wanneer 'n persoon jou met 'n groot bek vertel wat 'n groot kind van jy is dit jou waarskynlik een van die grootste slaapgate wat jy in jou lewe ontmoet. Hoor jy wat ek sê? Geen ruggraat nie. Niks. 1 uur. Niks. Raak 3 keer aan die slaap in 'n uur. Wanneer daar gevra word van die Skepper af, bid. Wees getrou. Ons kan dit nie doen. Maar ons wil vertrou die wat langs ons sit. En ons verwag hulle moet ons vertrou. Liewe magtig, wat 'n danger is op pad. Daar kom 'n verskriklike teleurstelling. Gaan aan. My Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat dit U wees, dat dit wees soos U wil. Hy gaan na hulle toe en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het weer van hulle al weggegaan en vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Hoekom was hulle oë swaar?
Ek dink nou net daaraan. What were they doing that the hearts were heavy? Hoekom was julle oor swaar? Kom ek jou vandag iets vertel. Ek gee nie om of jy 'n voorbidder is nie. Ek gee nie om of jy 'n ou is wat sê ek is so lief om te bid nie. Dit is teen jou mensnatuur om te bid. Hoor jy my? Dit is teen jou mensnatuur om te bid. In jou geval 'n mensnatuur is dit glad nie lekker om te bid nie. Hoe is dit so? Daar is altyd iets beter om te doen. In jou opinie. In jou opinie is altyd iets beter om te doen. Totdat die asem met jou liggaam uitgeruk word. En jy kry niks gedoen. Jou hele lewe het niks saak gemaak. In 'n oomblik versuim ek dit. In 'n oomblik versuim ek dit. Niks het saak gemaak. Ek was 'n stiefstofdief van die dag van my geboorte af. Wees stadig om te praat en vinnig om te doen. Hou liewer jou bek en doen iets as om jou eie trompet die hele tyd te loop en blaas. En ek gee nie om wie raak die veteran vir my vermoor het nie. Buite, binne, ek gee nie om nie. As jy jou hele lewe lank jou bek hou en jou hele lewe lank God se wil doen, dan het jy iets gedoen. Dan het jy iets gedoen. Jy kan meer aan 'n persoon se siel verander deur om iets te doen as om iets te sê. Want wanneer jy iets sê, gaan jy hulle wys jy doen nie teenoorgestelde. Dis wat ons goed doen is teleurstel. Dis wat ons goed doen. Is om mekaar teleur te stel en God teleur te stel. Niks anders kan jy goed doen. Dis hoekom hy vir Nikodemus sê, wanneer hy sê, goeie meester, sê, bly stil. Hoekom noem jy my goed? Net my Vader is goed. Hierdie sê die seun van ja. Die tweede van die Godheid. Hy wat gesê word van niks het ontstaan sonder hom nie. Hy het geskep. Hy sê, moenie my goed noem nie. Net my Vader is goed. Gaan aan. En hy het in hulle al weggegaan en vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy by sy studente volgeling sê vir hulle, slaap maar voort en word verfris. Word wat? Verfris. Slaap maar voort. Nee kan. Okay, let op die uur is naby en die seun van die mens word oorgegee in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan, let op. Hy wat my oorlewer is hier. Terwyl hy nog praat, kom Juda, een van die 12 vanaf die leiepriesters en oudste van die volk en af en saam met hom is 'n groot skare met swaarde en stokke. Die een wat hom oorlewer, Juda het vir hom 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. Hy roep dadelik na Yeshua en sê, vrede, vreugde, gesondheid. Hoorie, luister mooi hierso, wat sê hy? Vrede, vreugde, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid, my meester. En hy soen hom. Maar Yeshua sê vir hom, het jy hiervoor gekom, my vriend? Toe kom hulle... Kan jy hoor hoe kom ek sê, hou liewer jou bek? Vrede en vreugde en seëninge en al hierdie grand nommertjies. En dan kom ek en druk ek 'n dop in jou rug en laat jy by jou borsbeen uitsteek. So sharp idea. Ha? Ja. Nee, ek dink nie. Ek dink hy's 'n hond. Ek kan verstaan hoekom Yeshua mense, honde en varke en slange genoem het. As jy nie weet hy dit genoem nie, gaan lees jou Bybel. Jy weet niks want jy lees niks. Nee. Is snaaks hoe stil mense raak wanneer hulle siele gekrak word, gesny word. Dan is die bekke toe. Nee.
En dan wil mense kwaad word wanneer ek sê moenie jou vertraag hou. Hè? Hoeveel keer lees jy nie die woord let op? Hoeveel keer? Kom ons bly dan na Matteus 10 toe. Nou, hy sê vir hulle, slaap maar aan. Slaap maar voor. Dit gee my die prentjie van vandag se kerkkultuur. Wat vas in die slaap is, want hulle glo in 'n wegrappe. 26, lees. Wees daarom nie bang vir hulle nie, want daar is niks bedek wat die openbaar sal Waar is jy? Matteus 10. Matteus 10 vers 26. 26. Wag 'n bietjie, skus. 16, nie 26 nie. Let op, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Is dit 'n wegrapping? Nee. Dis 'n indompeling. Hoor jy die verskil? Hulle gaan ons wil jag soos wolwe die skape jag, maar ons gaan nie hier wees nie. Ek weet nie waar die hel jy dink jy gaan wees die ou pel. Want die Bybel sê hulle gaan jou vrek maak in plekke soos die. Hy noem dit sinagoges in die Bybel, maar dis by mekaar kom plekke vir hulle wat sê hulle dien ja. Gaan aan. Wees daar uitgeslape soos slange en onskuldig soos duwe. Wees uitgeslape. Moenie jouself skuldig maak aan iets nie, maar wees uitgeslape. Hoe doen jy dit? Julle gehoor hy sê nou vir hulle daar in die tuin. Waak en bid. Hulle kon dit nie doen nie. Hy gaan smeek voor sy vader. Net na dit sê hy praat daarvan ek kon 12 legioene. Dan hoofstuk 26. Gaan lees net 'n bietjie verder wat so gegaan het. Hy sê ek kon 12 legioene van my vader se engele geroep het om my te kom redmaak het nie. Sodat die skrif vervul kan word. Die skrif. Wat 'n skrif is die? Almal wil vertel van ek lees nergens in die Bybel van 'n wegrapping. Allerminst in die Ou Testament, die boek van die profete. Maar jy kan daar gaan lees van die wederkoms. Jy kan daar gaan lees van die wederkoms. Daar sê hy vir jou, ek stuur julle elke dag so skape onder wolwe. Lekker, hè? Kan ek volgende vers ook lees? Jy gaan 'n entjie lees, hoor. Okay, dis staan. Gaan aan. Okay. Maar wees versigtig vir mense, want hulle sal julle oorlewe aan die howe en in hulle bymekaar kom plekke sal hulle jou gesel. Hierso, by mekaar kom plekke. Jy kom nie by mekaar in 'n hof nie. Jy gaan so deur die Jan gejaag het. Gaan aan. Hulle sal julle ook oor streeksleiers en konings bring om my ontwil tot 'n getuienis. Wie is die hulle waarvan hy praat? Ons. Hè? Gaan jy nou skok, gaan aan. Wag vir vers 21. Gaan aan. Tot getuienis vir hulle en vir die ander nasies. Maar wanneer hy julle arresteer, moenie bekommerd wees oor hoe of wat julle sal sê nie. Want wat julle moet sê sal op daardie oomblik vir julle gegee word. Want dit sal nie julle wees wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat in julle praat. 'n Broer sal sy broer tot die dood oorlewe. Hoor jy nou? Hy sal nie voor die hof daar. 'n Broer sal sy eie broer, hierdie is familie, hierdie is bloedverwant, sal sy eie broer tot die dood oorlewe. Hoor mooi wat ek vir jou sê vandag.
plaas jou vertroue op niemand nie. Want daar kan 'n dag kom, wanneer jy uitvind, die wat vir jou gesê het, hulle het so vir jou gebid, gaan jy wonder, het hulle gebid vir my val? Het hulle gebid vir my verwoesting? Het hulle gebid vir my dood? Ons is goed, ja. Hè? Pas op. Hierdie is 'n pad wat jy so loop. Jy loop hom in sy spoor direk agter hom. As jy daai spoor byste raak, sal jy die een wees wat jou broer tot die dood veroordeel. Pastor staan die ook geskrewe soort van cursed is he who trusts in man and not I. Daar is 'n skrif wat dit noem. Presies. Wees baie versigtig wie jy vertrou. Ek het menige male in my lewe ondervind dat iemand staan voor my en ek kyk hom in die gesig en hulle vertel vir my 'n ding en hier binne lag my gees en sê jou so. Dink jy pragtig ek vat jou kop toe. Nog elke keer wat dit gebeur, my vrou sê vanmôre nie, jy kan haar vra. Nog elke keer as ek vir haar gesê het, pas op. Ek weet nie hoekom nie, maar sy luister nie. Elke keer brand sy af vingers. Vra. Dit het al 'n topik van comedy geword tussen ons. Regtig. Maar het ek jullie gesê nie? Ja, man. Wie pleister het, die pilletjie. Ons mis haar. Sy mis julle ook. Sy's besig nou om gesond te raak, beter te raak. Ek wou haar nie na toe bring in die koue nie. Maar sy sal volgende keer sal sy saamkom. En die van julle wat ek ry vandag of môreoggend, dan kom ek weer terug omtrent Woensdag. En dan die wat saam met my opgaan, julle sal haar sien daar. Ek besig om reg te kry daar. Maar dat dit daar gelaat, gaan aan. En 'n vader sy seun en die seun sal teen die ouers opstaan en hulle doodmaak. En almal sal hulle haat ter wille van my karakter en autoriteit naam, maar wie ook al uithou tot die einde toe sal gered word. Luister, het julle het gehoor? Ja. Luister, ek sê jou sê wat om te lees. Ja. Wanneer 'n mens vir jou kyk en vir jou sê hoe lief is hulle vir jou. Pas op. Ja. Hoor julle my? Ja, Pas op. Wees sag soos 'n duifie. Dankie man, ek vir jou ook. Maar wees wakker, dis like watch you, China. Ek watch you. Wees wakker. As jy met jou broek op jou enkels gevang word en jy vlieg op en jy moet hard op die val jou tande uit. Jou probleem daai. Julle gaan nou miskien dink is snaaks, maar die ouens wat in die weermag was, sal vir jou sê ek lieg nie. As jy nou wragtig moes gaan in die bos, dan is dit 'n slim ding om jou een been uit die pyp uit te haal, sodat jy as jy moet hardloop, die broek moet die ander hand kan vas. Dis die waarheid. Nou sit jy daar met jou broek op jou enkels en skoot klap en jy val die tande uit voordat jy iewers kom. En jy hoop maar jy val vorentoe en nie agtertoe nie. Kan julle nou sien hoekom die ou mense gesê het, moenie met jou broek afgevang word. Party op die knie, party, maak nie saak hier, gaan val. Jy staan hulle die broeke dra wat die ding En dan sien jy daar, skiet die toiletpapier en
Jy moet dinge reg doen. Lewe is strategiese bepaalde lewe. Wees bruikbaar in die hand van die Gees van die Here. Ekskuus. In die Heilige Gees se hande. Ek sukkel nog om die Here af te leer. Ja. So bietjie. Maar julle ook, nee. Ja. Wees bruikbaar in sy hand. Slipping and sliding. Moenie wil sit en slaap nie. Ek weet nie hoekom hierdie ouens so oor so swaar geword. Van leegheid. Van die uur. Van nou dag. Wanneer jy vervolg in hierdie stad, vlug na ander toe, want dit is waar wat ek vir julle sê. Dis die tye waarin ons lewe. In die Ou Testament word dit prominent gesê, gee pad uit die stad uit. Hierdie is alles profesie aangaande hierdie dag. Mense gaan verskoning soek om hier te bly. Want dit is gemaklik. Totdat die dag kom waarvan die Bybel praat, waar jou goud in 'n dag in roes verander. Dit beteken nie net jou geld gaan niks beteken nie. Wanneer die grid val, sit jy sonder krag. Jy sit sonder brandstof. Jy sit sonder uitkoms, want waar jy bly steek hulle die paaie in die brand. Jy kan nie wegkom nie. Maar nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Lekker op, ja. Ek kan nie eers sê ek voel jammer vir jou, want jy was gesê. Jy was gewaarsku. Wat jy daarmee maak? Hy dink ek het julle jare terug gesê, daar gaan 'n dag kom wat ek glo gaan vir die grond kyk en sê kool groei. En dit sal groei. Spinasie groei en dit sal groei, want my kinders moet eet. Nie myne nie. Ek praat nou uit 'n hemelse target uit. My kinders moet eet. Ek stuur vir hulle kwartels en manna. Ek laat die veld sy opbrengs bring sodat hulle kan eet. En voorspoedig kan wees omdat hulle my liefhet en my gebooie bewaar. Maar die wat ek ouens vra my, lyk ek visvang? Nee, ek doen. Nie langs die dam. Ek strategies. Ek gaan Pick n Pay toe en ek vang die vis wat ek wil hê en ek kry hom daar. Maar dan gaan 'n dag kom met Pick n Pay nie gaan vis nie. Jy gaan verniet so toe gaan. Daar op die plaas is forelle wat in daar is. Hoe lekker. Jam. Forelle. Jam. Daar's vars vleis. Vars groente. Wat ons self produseer. Ons wil alles in ons lewe wil ons voorberei sodat ons smart klink en lyk. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wees voorberei vir dit wat kom. Ons het Vrydag aand so gesels. Daar was 'n tyd wat ek boodskappe voorberei. Ek doen dit nie meer. Want te veel al, veral toe ek daar nog ingekom het. As ek aankom, dan is alles weg. En van daai boodskappe het ek nooit eens gebring nie. Dit was smart boodskappe in my opinie. Julle weet daar was 'n boek na Openbaring wat uitgeskeer. 'n boek van opinies. 'n Boek van opinie. Nooit was daar baie van my boodskappe gebring. Want dit nie saak gemaak nie. Dit gaan nie oor my opinie nie. Dit gaan oor Vader se instruksie en sy wil, want dis altyd beter as myne en joune vir ons. Verstaan julle dit? Ja. Amen. Ek kan nie onthou wat die vorige keer was wat ek bedien het, toe vra ek julle,
Pla die nommers julle. Pla my nie. Ek sien hoe word daar deur 'n smeltkroes gestap. En al die kaf val af, al die slag val. Falling by the wayside. En die suiwer goud kom aan die ander kant uit. En dit is altyd baie minder as die rief wat daar ingegaan het, is die suiwer goud wat aan die ander kant uitkom. Die meeste van dit val weg vir die suiwer goud om aan die kant uit te kom. So moenie laat nommers jou pla nie. Moenie goed so soetkoek opvreet wanneer mense jou vertel hoe lief het hulle jou. Moenie my vertel nie, wys my. God is besig om die kaf van die koring te skei. Bokke van die skape, Ja, slag van die goud. net so. Net die wat volhard tot die einde toe sal gered word. Amen. Daar is geen wegrapping wat jou baas kom red nie. Inteendeel, as dit die geval moes gewees het, sou daar niemand gewees het wat gaan nie, want daar staan geskrywe, almal het gesondig en kom kort aan die heerlikheid van God. En die loon van die sonde is die dood. Jy sien dit het norm geraak vir Christene, Kasta, om allerhande snaakse goed te doen. Ag, ek drink 'n bier nou en dan. En dan gebeur die wegrapping en woep, daar gaan almal, jy staan nie 'n bierbol. Net omdat jy nie kon vergifnis vra nie. Of regmaak nie. Ja. Niemand sou gekwalify het nie. Dit sou 'n dat event gewees het. As dit 'n produksie moes gewees het, sou dit 'n factory callback gewees het. Maar dit sou nie gewerk het nie. Want niemand is goed genoeg om te kwalifiseer vir dit nie. Dit is net sy bloed wat jou spaar van God se wraak. Dis waarvan jy gered moet word. Nie van sonde nie. Jy word nie gered van sonde nie. Jy het nodig om gered te word van 'n lewendige heilige God se perfekte skoon wraak. Weet jy wat dit is? Jy het nie idee nie, man. En dan loop mense rond en die, ek het al 20 jaar terug gered. Waar, by die public pool deur 'n lifesaver. Want as jy na jou lewe kyk, dan sien ek nie vreeslike vrugte nie. Ek sien hier en daar 'n blossompie nou en dan. Maar vrugte? Tog word dit hier geskryf en gesê, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. En mense het hierdie idee dat soetsappigheid is goeie vrugte. Ag, moenie maar nie opinie, alles wil alright wees. Ek weet nie wanneer nie. Weet jy? Nou wys. Ek lees dit nêrens hier nie. Alles sal regkom, want weet nie wanneer nie. Alles gaan nie regkom. Die disipel wat daai boek geskryf het aan die slaap geraak voor die datum kon insit. Daar is iets beskryf. Gaan start daarop. As jy dit sal erger raak. As in die dae van Noag. Jou Bybel sê nie veel oor daai dae nie. Gaan kyk na die apokryfe. Gaan kyk wat het in daai dae gebeur. Alle vlees was vervuil gewees. Mens, dier, vis, voël, alles. Soveel sodat daar net 'n handjie vol oor was. Nou die ark is 'n tipe. Weet jy mooi, die ark is 'n tipe van God se koninkryk. Dit is oop vir almal tot op 'n dag toe. Hy het tot 3 verdiepings. Wat
praat van eerste, tweede en derde hemel. Wel, nie veel oor die tweede hemel. Maar dit is nie 'n dimensie, dit is nie 'n plek. Dit is 'n dimensie tussen twee plekke. Want in die begin het God die hemele en die aarde geskape. Hy het 3 verdiepings hierdie ding. Hy het 1 venster. 1 deur. Gaan kyk na dit. Maar die dag toe daai ding toeklap, toe is daar redding vir niemand buite dit nie. Niemand. Maar wag vir 'n wegrapping. Dis nie die wegrapping. Daar word 'n fout gemaak deur mense wat lees en in daardie dae het hulle uitgeroep na die Here. Ja, want dit is wat daar staan. As jy gaan kyk na die oorspronklike taal, kom dit neer op dieselfde ding as wat Job se vrou vir hom gesê het. Curse God and die. Maar in jou Afrikaanse Bybel sê dit, seën God en sterf. Bietjie die mekaar, hè? Dis alles, dis strategies. Dis waarvoor jy strategies jou lewe moet lei. Vir elke hou wat na jou toe gegooi word, moet jy 'n counterpunch hê. Wat meer effektief is as die een wat na jou toe gegooi is. Dit kom deur wysheid. Wysheid kom deur getrouheid. Getrouheid kom omdat jy hom liefhet. En dis al. Daar's nie 'n ander formule nie. Hier is 'n Bybelse hemelse formule. Ek gee jou 'n waarborg vermoë. As jy dit doen, dit najag, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, kan jy nie die hemel mis nie. En ek praat nie van die hemel daarbo iewers nie. Hemel is 'n, het jy al gehoor mense die, ja, hemel op aarde nie. Dis wanneer dit goed gaan. En die Bybel sê, die stad gaan neerdal op hierdie plek. Dit wat nou daarbo is. Is dit reg? Ja. Ek gee jou vanmôre 'n hemelse waarborg. As jy hom najag met alles wat jy is, alles wat jy het, daar nie 'n manier wat jy 'n ewigheid sonder hom sal hê nie. Maar wanneer dit gaan oor my eie gemaak, ag, hy sê seker nie worry as ek nie vandag gaan nie. Dis bietjie cool. Ek sal volgende week gaan. Wat gebeur tussen vandag en volgende week? Jy kan gestaan word, Jy kan doodgaan. kan jy skiet. Jy staan by 'n stopstraat en wag vir mense om te ry. Jou venster bars. Word in die kop geskiet vir jou kar. En vir R15 in jou weersie. Moenie seker goed lospraat, hey man, wat se lewe, wat se wêreld lewe jy? Hæ? Kom ek jou iets vertel man, jy lewe in die land wat die hoofstad van kriminele is in die wêreld. Meer moord word hier gepleeg as enige ander plek in die wêreld. Meer volksmoord word hier gepleeg as enige ander plek in die wêreld. Child trafficking. Dwelms. Hoorie man, ons is in die middel van die wêreld. Alles kom hier by die Suidsee roete verby. Alles kom hier verby. Kan jy glo wat mense mee gedwee is? Ag, ek sal dit môre doen. Is dit? Ons kan hier sit en hulle kan nie instap met musiek gebeur. Dis waar ons bly. Dis waar ons is vandag. Jy kan net gaan staan en omval. Dis genade. Ek sien vanoggend weer 'n man wat hier oopgekap is met 'n panga agter sy kop.
Ek weet nie hoe nie, maar hy die steenkool disipel subdue en hy het hom al doodgeslaan en het hom daar gekry. Maar hy is nog steeds in lewensgevaar. In sy eie huis. Ons lewe in 'n plek waar 'n ongeskoelde Zimbabwean met 'n rooi toppie opstaan en sê, wys ons op papier waar is dit julle land. Weet die ding nie dat as jy 'n plek koop, kry jy 'n titelakte wat sê dis my plek nie. Die sot. Geen wonder hy het matriek gefaal. Ek hoef nie nie 'n naam te noem, mamma weet van wie ek praat. Malema. Daai ding wat nou vrek kan uit. Of iets soortgelyk, hy pragtige slou puncher, hy word vinnig klein. Hy is lankal nie meer toenaarbaar. Hy is amper op die rib. Dis waar ons bly. Ons kan nie bekostig om in ons te praat met mekaar. Daar is klein seëninge vir die volk wat sê ons sal laaste ingaan en eerste uitkom. Maar daar is 'n ver pad om te loop tussen dit. Ons moet begin ophou praat en begin doen. Daar staan geskrywe, word stil en weet dat ek is ja. Nie rek jou bek en maak soveel geraas wat jy kan en stryk 'n vlok so gereeld as wat jy kan. Dis nie wat daar staan. Wees stil en weet dat ek is ja. Let op. Word wakker. Hy is nie meer tevrede met leë beloftes nie. Inteendeel, hy was nog nooit nie. Dit het nog nooit anders gegaan. Hy is God, hy weet alles. Hy weet alles. En as 'n mens aanstoot neem, omdat vermaaning vir jou bedoel is, dan is hierdie pad nie vir jou bedoel. Of jy maak reg en jy strewe na nader ooreenkoms, nader verhouding met hom en aan hom. Of jy los dit. Daar is boodskappe wat uitgaan vandag en ouens, Paluka so Jesse the Planters wat sê, oh, God needs me. He said, I need you, boy. Ag man, jy's 'n ou son. Jy weet wat? Wees mans genoeg en sê, ek sal like om so 'n oue klap teen sy kop te gee. Miskien dalk werk, dalk word hy wakker. Dalk skuif dit die fraksie in sy brein vir 'n oomblik om vir hom te besef hy praat rubbish. Hierdie is 'n ou wat sê, God vra hom sy opinie. Wat dink jy daarvan, Jessie? Terwyl hier staan geskrywe, who counsel me? Sê God. Maar hy vra Jessie die Planters sy opinie. Dit is Paluka. Ek dink ja was sarkasties daar. Nee, hy was baie ernstig. Who will counsel me? Okay. Hy was woedend toe hy dit sê, gaan lees Baie dit. kwaad. Maar hy vra die klein sot se opinie. Wat mense besteel. Om airplanes te koop en goue deurknoppe aan sy deure te en goue taps in sy badkamer. Wie die hel dink hy is hy? Dis die naaste wat hy ooit in die hemel sal kom. Want he's living his better life now. His best life now, wat ook al. So hiernamaals kom daar 'n riool. Die mense te sê.
Begin oordeelkundig luister na goed. As 'n ding nie strook met die woord nie, is dit onbybels. Dit strook nie met dit wat ja vir jou sê nie. Ja, hier is goed weg, maar dit is bekombaar. Maar dit wat hier is genoeg vir jou om te begin 'n verandering te bring in jouself. Bring jouself op spoed. Kry kennis van God se hart, God se wil. En die manier waarop God dink, soveel as wat jy kan. Jy gaan dit nooit kan uitfigure, jy moet dit doen. Maar begin verstaan hoekom hy doen wat hy doen en hoekom hy sê wat hy sê. Dis vir jou beswil. Los hierdie tradisies en gemors uit. Los dit. Dit kan vir jou niks goed bring. Niks van daai gemors wat julle in die kerk sien vandag staan hier. Waar daar mense geskree word wat kastak besete is om bevryding te kry. Ek sien nie daai formule wat vandag gebruik word hier nie. Ek sien nie dat hier in hierdie woord staan. Kom soos jy is en bly soos jy is. Ag, jy was 'n moffie gemaak. Nou bly maar ene as vir jou pink stoeltjie daar in die hemel. Voortsek man. Om die mense te sê. God haat dit. Pride parades. Vir die LGBTQ V8 wat 16 wel bedryf. Voorsek. Onheilige gemors. Goddelose rubbish. Ek kan nie glo wat 'n patetiese toestand die liggaam verval het. Ons ja is nie meer ons ja en ons nie ons nie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. Klap, boem, bang. Nie gaan trou die goed en gaan jaag die na en daai na. Because of pride that Sodom fried. Ja. Die grootste parades word vandag gehou waar? Jerusalem. In Israel. Daar by God se volk. Jou sot. Jou sot. Jy ooit gedink het 'n Jood is deel van God se volk, het jy 'n breinoorplanting nodig. Net wag tot dit kom. Begin najag wat heilig en waar is. En as jy nie weet, jy gaan soek dit. Dis hier. Dis hier. As 'n ding nie hier staan nie, dan is dit buite wat jy moet najag. Daar was 'n tyd wat ek geglo het in ekstra Bybelse goed. Die enigste ekstra Bybelse goed wat jy kry is die ware apokryfe wat jy uitgehaal het. Dis al. En dit sal jy sien wanneer jy dit lees. Daar's 2 apokryfe. Die boeke wat jy uitgehaal het in die gnostiese rubbish. As die gees van God in jou is, gaan jy weet dit wat ek lees strook nou hier. En dit wat ek nou lees van Yeshua se huwelik en sy vrou en kinders. Dis rubbish. Dis rubbish. Dis rubbish wat breinlose, verveelde mense uitgedink het. Jy het ooit gehoor die ou mense sê, ledigheid is die duiwel se oorkussing. Ja. Jy kan besig hou met rubbish wat die duiwel hulle wys maak of dom maak. Doen dit wat reg is. Dit sal met jou goed gaan al die dae van jou lewe. Maar jaag al hierdie ander gemors na. Onthou, jy kan self deur skrif weggetrek word van die waarheid af. Omdat jy lees uit jouself uit nuuskierigheid uit en ander mense se opinies gehoor het en nou wil jy gaan sê.
En dan verloor jy fokus net so. Net so. Jy het God se gees nodig om jou in lyn en in tune te hou met sy wil. Verstaan julle dit? Dis al. Jaag hom na met jou alles en dit sal goed gaan met jou. Nie teenstaande die teëspoed wat jou kant toe gaan kom. Onthou ek het julle gesê, julle loop by die pad. Jy moet dit doen met die wete dat jy moontlik vir hom gaan moet sterf veral in hierdie tyd. As jy nie seker is of jy bereid is om dit te doen nie, los dit. Dan het jy nog nie tot bekering. Jy weet nog nie, jy is soos 'n para op 'n warm dak. Hou jou besig met dit wat reg is. Dis hier. Dis hier. Moenie gaan goed doen omdat jy dink jy is slim nie. Ons is nie slim nie. Sonder die wysheid van die Gees is ons dom. Dom onnoosel. En ons lyk om te dink ons is slim. Ons is nie. Die enigste slim ou is 'n ou wat gehoorsaam is aan die stem van die Gees van jou. En dis dit. Enige vraag? Almagtige Hemelvader, ek dank U vir U liefde en U genade en U goedheid en getrouheid en regverdigheid. En U geduld en begrip met en vir ons. Vader, ek bid dat U Gees snoei. Eerste aan ons, dit wat sleg is vir ons, weg te sny, sodat daar beter en meer vrugte kan groei. En dan in die liggaam, aan valse lede, valse takke wat bome stroop van krag. Vader, louter, en al net dit wat suiwer is, sodat U verheerlik kan wees vir ewig. En ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid. In die naam van Yeshua. Amen. Amen. Ek wil net vanoggend uit Matteus 6 lees. Van vers 9 af. En ons gaan lees tot vers 15. Julle moet dan so bid, ons Vader wat in die hemel is. U karakter en autoriteit naam is afgesonderd. Laat U koninkryk kom. Laat U wil gedoen word op die aarde soos in die hemel. Gee ons die brood wat ons vandag nodig het. Vergewe wat ons verkeerd gedoen het, so ons ook hulle wat teenoor ons verkeerd gedoen het vergewe. En bring ons nie in toetsing nie, maar bevry ons van boosheid, want aan U behoort die koningskap, die wonderwerkende krag, die eer, lof en aanbidding tot in ewigheid. Want as julle, en daar eindig die Engels en die ou Afrikaans met 'n punt, maar hierso is daar 'n komme. Dit beteken dit gaan aan. Dis hoekom ek sê ons lees tot vers 15. 15. Want as julle ander hulle oortrede vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander se oortredinge nie vergewe nie, het julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie.
Ek wil dit net vir jou lees en dan wil ek ook vir jou sê in Matteus 26 wat ons nou gelees het, vers 41, dit sê daarso, waag en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Die Engels sê that you do not enter into temptation. Waag en bid, dit is die sleutel. Waag en bid. Waag, ekskuus, waag. Ek oefen daarvoor, waag en bid. W-A-A-K, ekskuus. Watch and pray. Dat jy nie in versoeking inkom nie. So, dit is hoe ons uit die versoeking bly, is om dit te doen. Om op te let wat ons doen en te bid, en dan sal ons nie in die versoeking inkom nie. So ja, waag en bid, né? Ja.